Goeiemôre gemeente, baie welkom. Terwyl ons nog wag vir die res van die familie, kom ons sing en eer die Here se naam. Kom ons staan, Psalm 100, juig al wat leef. Juig al wat leef, juig voor die Heer, die God en blydskap heel eer. Kom naar voor sy aangesig, en prys hom met de lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk verhongerij, 'n volk om op te dien en vrees, en skakel van sy wyde wees. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof kom, halleluja, halleluja, loof kom, halleluja. Gaan in sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis op ons volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Want goede diere is die Heer, sy goedheid eindig nimmer weer. Sy trou en waarheid hou op krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof kom, halleluja, halleluja, loof kom, halleluja. Dankie Jesus. En is my voorreg om jou te groet en te seën in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. God, jou skepper, Jesus Christus, jou verlosser, en die Gees van God, jou trooster en jou inspireerder vir 2026.
Mag dit so wees. Kom ons sê die beginwoorde hardop saam. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. En die belangrikste in hierdie oggend om te weet vir hierdie jaar, wat onbekend vir ons uitgestrek lê, is, in Christus Jesus weet ons, kom wat wil, God is liefde. God is liefde, juich ons harte, en bidden wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, by die bron van liefde leef, by die bron van liefde leef, by die bron van liefde leef. Maak die Heilige Gees ons almal een in geloof, as sy liefde ons lewe en ons eenheid beheers. Is ons een in die Heer, maar wys ons leier en ons woord. Vader, hou ons om Jesus wil dan een, waarlik een. Laat ons lief hê met die krag wat U verleen. Gees en je lichaam, daar's geen doel en geen woon, daar's geen God en geen Vader wat in almal wil woon. En hy woon waar ons liefde aan ons medemense vertoon. Vader, hou ons om Jesus wil dan een, waarlik een. Laat ons lief hê met die krag wat U verleen. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know that we are Christians by our love. Hoe sal hulle weet ons is Christene? Ons liefde vir mekaar. So vir 'n oomblik kyk net na die mense langs jou, agter jou, voor jou en wys liefde met jou oë, met jou glimlag. En vriende, as julle dan julle sitplekke inneem, het ons die voorreg om die Here te dien met ons offers. En hoe jy ook al dan jou offergawes, jou kollektes of jou dankoffers gee. Dankie dat jy op so 'n manier investeer in hierdie liggaam van Christus hier in Blanco gemeente. As jy 'n besoeker is van Gauteng, is jy baie welkom, maar ons wil vra dat jy dalk so 'n week of so maar sal teruggaan, dat die res van ons nou maar kan agterbly en kan herstel. Ons is so bly julle ons is bly oor al die toeriste en die dinge. Ons is veral bly hulle het hulle beursies saamgebring, nie vir die kerk nie, maar vir die mall en al die plekke. En nee vriende, wanneer ons onsself gee aan die Here, dan sal my soms dink dankoffer is altyd gelyk aan net finansies.
Maar die Here kom leer ons jou energie, jou krag, jou hierwees, jou gawes en talente. Dit alles is deel van jou oorgawe aan die Here. Dankie dat jy saam met ons die liggaam van Christus bou hier. Dan is dit 2026, soos julle weet, en die sikluskalender is beskikbaar in die week R30 as jy geprinte ene wil hê, maar andersins kan jy hom al vir jouself gaan aflaai op die webblad blancogemeente.co.za en in PDF formaat. Ons hardloop hierdie jaar weer 7 siklusse en vandag oor 2 weke is die groot afskop dan vir 2026. Wees deel, bring familie, vriende almal om die 18de saam met ons af te skop. As jy 'n besoeker is, as jy 'n nuwe intrekker is wat saam met ons die pad wil loop, kry gerus in die voorportaal vir jou 'n nuwe lidmaatvorm en kom kuier na die diens asseblief saam met die res van die gemeente, heerlike koffie en tee en samesyn. Gepraat juis van die koffie en die tee, ons wil ons skinkspanne uitbrei en gewoonlik is dit wat so eenmal 'n maand wat daar 'n groep of 'n span is wat aan diens is en ons wil regtig meer groepe hê. So kyk vir oggend en dan praat jy met van die skinkers en word deel van verskillende spanne. Baie geluk aan almal wat verjaar hierdie komende week. Vandag, ek probeer kyk wie is hier so in die diens. Tannie Rita, happy birthday, so lief vir Tannie. En ek sien hier's daarom van die familie en die kinders is hier so. Tannie se inspirasie. 84, 85, 84. Tannie se 85ste lewensjaar begin vandag. Ons vier fees saam met hulle wat verjaar, soos wat ons ook in gebed gereeld daar is vir mekaar. So kyk op kommunikasie wie wat aangaan in die gemeente se hartklop en word hierdie jaar regtig deel van die ritmes, die siklusse, die weeklikse ritmes waaraan die Here ons bring. En dan spesifiek as daar lief en leed is, kom deel dit asseblief met ons. As jy vir operasie gaan of moeilike tye, emosioneel, wat dit ook al is, maak asseblief met ons kontak sodat ons daar kan wees vir mekaar. Vriende, dit is so wonderlik die styfreën, is dit wat ons dit noem. Die sifreentjie vanoggend. Johan, is die aardaal so bietjie nat? Das sy. Hoeveel liter het dit gereën die afgelope tyd? Hoeveel mil? Okay, die berg so 20 mil, daar by die Evangeliëns 15 en hier by die gewone mense 10. Soos vir ons bid altyd nie volgens verdienste nie, asseblief Here. Dis mos wat die Here sê, ek gee my reën oor die regverdige en die onregverdige. Ons word geseën onverdiend. En Here, dit is regtig ons gebed vir hierdie land van ons. Dankie vir die somerkersfees waarvan ons kon sing vir hierdie land. En ons pleit en bid vir hierdie land, vir reën, maar Here, vir geestelike reën. Dat herlewing sal begin by individue, by gesinne, by gemeentes, en dan in dorpe en in stede deur ons land. Ons smag na U, Here. U ons redder, die enigste hoop, want by geen mens is daar ewige hoop te vind nie. Kom dan, Here. Wil U ons damme hier in George en Mosselbaai, Oudtshoorn, verder op in die Karoo, wil U die damme kom volmaak. Ons het al by U gepleit in einde 2025 en vanoggend pleit ons nog steeds. Terwille van die boere, terwille van hierdie kosbare land. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Psalm 130 nooi ons uit om na die Here te gaan. Kom ons wag op hom. Hy is ons wonderwerker. Kom ons staan. Die dichters roep my na U, oor my geroep word God. Sou my sonde my toereken, wat sou van my oorbly Heer. Maar by U is daar vergifnis,
meer as wat u wag is op die môre dag. Wag ek op u. Wag ek op u. Uit die dieptes roep ek na u. Hoor my hulp geroep, Julle kan 'n sitplike inneem met die wete dat die Here ons hulp geroep altyd hoor. Nommer 1 met sy teenwoordigheid, sy omarming, sy troos, sy inspirasie. Ons het Woensdag aand het ons die ou jaar gegroet. 2025 se tema was die woorde van Jesus, volg my. En ek glo, ons het elkeen deur die Gees meer en meer die Here gevolg, in sy voetspore geloop. En hierdie jaar lei die Here ons in 'n feesjaar, om te sê, my kind, dankbaarheid moet oorloop uit jou lewe en uit hierdie gemeente se lewe. Dankbaarheid oor alles en nog wat, beginnende by die Here, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed en mooi en wonderlik is. En ons het Woensdag aand het ons 'n besondere teksgedeelte gelees in Handelinge, wat 'n afskeidsgeleentheid was, waar Paulus die diaken en die ouderlinge, die kerkraad van die gemeente in Efese geroep het, na hom toe in Milete, om vir hulle 'n laaste boodskap te gee en afskeid te neem. En dit was so besonder hoe Paulus sê, as hy kyk oor sy lewe, terug en vorentoe, dan sê hy, my lewe is nie vir my die belangrikste nie. Is nie vir my die kosbaarste nie. Wat is vir my die belangrikste? Die feit dat ek 'n lewenstaak het en 'n bedieningsopdrag het. En ek het dit ontvang persoonlik van Jesus Christus. En dit is wat om te getuig. Nie te oortuig nie met oorlog maak, te probeer oorrompel en verander en mense in te dwing nie. Maar om te getuig van die goeie nuus van God, sy genade, sy onverdiende goedheid in Jesus Christus. En Paulus se hele lewe was 'n voorbeeld daarvan. En dan, die laaste paar verse is eintlik so wonderlik, om die emosie daar te sien, want na Paulus se hele toespraak, of preek, of gesels met die ouderlinge, dan sê die teks, hy het saam met hulle gekniel en gebid, daar op die strand. En almal het baie gehuil, en hulle het Paulus omhels en hom gesoen. Hulle was veral bedroef oor die feit dat hy gesê het, hulle sal hom nie weer sien nie. En dan staan daar, toe het hulle hom na die skip vergesel. En ek wonder of daar al tye was, wat jy bedroef was by iemand se sterfbed. Wat jy geweet het, ek sal hierdie persoon nie weer hierdie kant van die ewigheid sien nie. En daarom het ons ook, soos wat die gebruik was, deur baie dekades, op oujaar het ons name gelees van gemeentelede wat ons gegroet het. En ons het gesê, deur trane heen en bedroef wees, het ons afskeid geneem van elkeen van hierdie gemeentelede met hoop, dat hulle die wenstreep behaal het. John, Basie, Johan, Ben, Herbie, Moody, Betty, Magda, Percy, Ivan, Henny. En dat hulle veilig is. En ons het vir mekaar gesê, dis reg om te huil, om te treur. Ons mag, ons moet, sodat ons ook die troos van Jesus kan ervaar. Maar ons het ook vir mekaar gesê, die voorbeeld van Paulus en daai ouderlinge, moet in 2026 een van ons hoofprioriteite wees. Naamlik, om in 2026 te kniel en te bid. In tye wat ons huil, in tye wat ons opgewonde is, feesvier, mekaar omhels, mekaar soen, in die uitdagings, maar ook in die vreugdes van 2026, op ons knieë. En om dit prakties te beliggaam, ook so aan die begin van die jaar,
beplan ons 'n week van gebed. Maandag, môre oor 'n week, van die 12de tot die 15de, die donderdag aand. Elke aand 18:30, 6:30 vir 45 minute. Hier op die kerkterrein, in die kuierarea, verskillende areas, plekke, gaan ons julle dan nooi om saam te kom kniel en te bid vir oorwinnings, vir trane wat afgevee moet word, vir feeste wat gevier moet word in hierdie jaar. Ons weet dit is die krag, die innerlike krag van God se gemeente. Dat ons plek ken op ons knieë voor die Here. En dit alles vir 2026 se 75 jaar dankbaar vier ons feesjaar. Mag dit vir jou 'n fees wees waarin jy keer op keer net sê dankie, dankie, dankie Here. Dankie. Kom ons sê dankie in hierdie lied en kom ons staan. Julle kan die sitplekke inneem. Ja Here, as ons u woord oopmaak, dan sê ons sommer net ook dankie. Dankie vir 66 Bybelboeke. Dankie vir 2026 vir 7 siklusse wat soos branders oor ons gaan spoel. Bybelboeke, dankbaarheidsfeeste, 'n fokus, een siklus om te kyk na die vroue van die Bybel. Ag Here, kom en inspireer ons in hierdie jaar. Kom sement hierdie fondament van u woord in ons diepste menswees. Ja Here, dat soos in 'n rekenaar, dat die operating system, ag ja Here, hierdie diepste diepte binne in ons, dat dit u woord sal wees, dat dit u gees sal wees, wat ons keer op keer woorde gee, om met u te kan praat, en om te kan getuig, soos Paulus vir ons die voorbeeld stel. Kom dan Here, en wil u deur hierdie 2 gebeure waarna ons gaan kyk, in u geskiedenis, ons oë oopmaak, ons inspireer, om voluit en met dankbaarheid fees te vier, in 2026. In Jesus naam, amen. Vriende, ek hoop jy het dalk 'n Bybel. As jy nie het nie, sal jy weet dat ons gewoonlik hier op die skerm vir jou die teks gooi. En die laaste klomp jare is die teks wat ons die meeste gebruik, of die vertaling, is die 2020 Bybel. Maar ons is geseënd met 3 amptelike Bybelgenootskap Bybels, die 33, 53 ou vertaling,
En dan vir die mense van die 80s was dit 'n baie nuwe vertaling, die 83. En vir ons is dit dan nou die 2020 direkte vertaling van 2020 af. En ons gaan vandag lees uit die Ou Testament, uit Genesis, maar ek wil eers begin om vir julle te lees uit Genesis. Genesis 1986. So daai 1986 staan vir die jaar 1986, toe ek 17 jaar oud was. En op die radio het jy 'n lied gehoor. En op die TV het jy 'n lied gesien en die lied se naam was Land of Confusion, deur die band Genesis. En van julle sal ek Phil Collins is toe nou die hoofsanger. En in die hele video het hulle, as jy nou so links onder kyk, gaan soek dit op YouTube, Land of Confusion, het hulle hierdie, wat sou mense dit nou noem, poppe, maskers aan, wat nou vergroot is en snaaks is. En daai video is tot Ronald Reagan en was dit Gorbachev of die ou forum van Rusland en Maggie Thatcher, almal nou met hierdie koppe. En die lied het my net so aangespreek as 'n 17-jarige, waar op daai stadium dit nog ou Suid-Afrika was. Dit was nog 3 jaar voor die Berlynse muur sou val en kommunisme sou val, en dis nog koue oorlog, en dis noodtoestand in die land. En hierdie woorde wat sê dis 'n land of confusion, van verwarring, van chaos, het geëgo in my hart. Daai tyd het ek geweet, einde 87 gaan ek dalk, as ek nie gaan swat eers nie, gaan ek nog diensplig moet doen in Angola, noorde toe gaan, Namibië. En binne hierdie vrese en chaos van die land en van die wêreld, sing Genesis hierdie woorde. There's too many men, too many people making too many problems, and there's not much love to go around. Can't you see this is a land of confusion? En dan so bietjie aan die einde, nadat hulle sê, hulle hoop Superman kan kom help, want die leiers lyk my kan nie help nie. Dan sing hulle in die laaste vers, amper al vir die oproep, maar this is the world we live in, and these are the hands we're given. Use them and let's start trying to make it a place worth living in. En ek sou kon sê, ja, as gelowige wil ek hierdie hande gebruik om die liefde van Jesus uit te dra. Jesus die hoop vir die wêreld, wat die wêreld nuut kan maak en kan verander. Een lewe op 'n slag, beginnende nie by jou of jou nie, maar by my. Waar moet herlewing plaasvind in hierdie wêreld? In die sirkel hier waarbinne ek tans staan. So kom ons spring van Genesis na Genesis. Genesis 11. En die opskrif in die 2020 vertaling is die taalverwarring by Babel. Vers 1. Die hele aarde het een taal gehad en dieselfde woorde. Met hulle trek na die ooste, kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar en gaan woon daar. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard. Die kleistene word toe hulle boustene en asfalt word hulle messelklei. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself naam maak. Anders versprei ons oor die hele aarde. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toring te kyk wat die mensekinders bou. Die Here sê toe, kyk, dit is een volk en hulle almal het een taal, en dit is maar net die begin van wat hulle gaan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons, Vader, Seun, Gees, laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die Here het hulle daarvandaan oor die hele aarde versprei en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom word dit Babel genoem, want
daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. Menende, in die Hebreëse teks, Babel beteken, is die woorde verwar. Daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde versprei. Die interessante van vers 4 is, as hulle sê, kom ons bou vir ons stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself namaak, anders versprei ons oor die hele aarde. En die skepingsopdrag, waarvan ons lees in Genesis 1 en 2, is juis die teenoorgestelde, om te versprei, te bewoon, te bewerk, rentmeesters te wees van die hele aarde. In ons gene, ons voorouers se gene, is daar iets van daai, ons moet trek, ons moet beweeg, ons moet rentmeesters wees. Ons moet vermeerder. Dit, die opdrag van die Here, wat verontagsaam word onmiddellik. En dan in vers 5, die ironie in die oorspronklike teks, om af te daal, asof die Here, wat hierdie wêreld skep, en wat sy liefde uitstort op sy heelal en sy mensekinders, as hy sien, daar's een of ander beroering, en hy sien, hier's allerlei geheime planne en dinge, dat daar hierdie Hebreëse woord is om af te daal. Amper half ongerieflik, nou moet toetree tot wat hierdie mense, wat keer op keer dink, hulle is belangriker as wat hulle is, wat nie hulle plek ken in die heelal nie, wat vang hulle nou weer af? En dan, in plaas van hierdie toring wat dan nou so magtig en groot is, in teenstelling, God wat moet afdaal, afgaan na die mens toe. En vriende, ons tema vir vandag gaan kyk eerstens na hierdie toring, en daarna gaan ons 'n tweede gebeurtenis na kyk. Maar die belangrikste, as ons begin by Genesis 2, is so mooi, van die verskillende vertalings gaan kyk daarna, God het die stof gevat, 'n ander vertaling sê, die boogrond, die klei, dis waaruit die Here jou en my gemaak het. Stof is jy, en tot stof sal ons terugkeer, tot as, tot niks. Ons is gemaak uit die stof, uit die grond van hierdie wêreld. Dis hoe God die mens vorm, en wat ons uniek en wonderlik maak, is dat God blaas in die mens die asem van die lewe. Jou gees, jou menswees, is soveel meer as maar net 'n liggaam. God het jou geasem. Hy het iets van sy asem, van sy gees, in jou gesit, dat ek en jy kan leef, maar ook dan meer as die res van die skepping. Hoe kosbaar is die skepping, en die lewende wesens, en die diere en die insekte, dit gaan lees dit weer, Genesis 1, Genesis 2, hierdie ganse kosmos en die diere en alles getuig, daar moet 'n God wees, daar is 'n ontwerper, daar is 'n Here, maar in jou en my is God se gees ingeblaas. Hy is ons rede om geestelik lewend te wees, om in 'n verhouding te wil staan en te soek na die Skepper, na die een, na die programmeerder, na die een wat alles gemaak het. Uit die klei kom die Here en hy vorm die mens. Maar dan, in Genesis 11, wat doen die mens met daardie selfde klei van hierdie aarde, hierdie stof? Die mens kom en uit die klei maak bakstene en maak dit hard, dat daar nie getrek hoef te word nie, dit moet permanent wees. Ons wil hier wees en hier bly en hier ons koninkryke bou. En ons wil mure bou om onsself vir beskerming, maar ook vir mag en vir krag. In plaas van brûe bou na ander, die mure, om onsself te fortifiseer, onsself op te bou, hoër en hoër en hoër. Die probleem is dat dit menslike ambisie is, wat lei keer op keer tot verwarring en chaos. Hoeveel sportsielkundiges sal vir jou sê om daai sportman of vrou te laat glo in homself, om te kan sê, ek
kan dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan die oefening insit. Maar dan, om in terme van hierdie ambisie te sien, daai beker, en dis alles wonderlik en goed en wel, dat terwille van 'n span, terwille van 'n land, dis wonderlik, maar uit die ewigheidsperspektief is al hierdie beroemde oorwinnings van ons, klein of groot, in die finansiële wêreld, in jou besigheidswêreld, gesin, sport, wat dit ook al mag wees, is so klein, so vlietend van aard. Maar is dan wanneer diep binne ons as mense dit soveel meer is as maar net gesonde ambisie om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om die wêreld 'n beter plek te maak. Nee, dit is 'n ambisie wat lei tot verwarring en chaos, want dit is 'n eie ek ambisie. As jy die stuurwiel van jou lewe los en oorgaan na autopilot toe, dan is dit altyd van God se pad af weg. As jy jouself toelaat om aan net te gaan met jou binneste, jou begeertes, dit wat jy dink die regte pad is, dan gaan jy van die pad af. Dan is dit eie ek verwarring en chaos wat volg. So die probleem by die toring van Babel was nie die bakstene per se nie. Dis wat agter dit gelê het, die trots, die eie ek, die naammaak vir jouself. Kyk 'n bietjie, hoeveel keer kom die woord ons in vers 4 voor? 5 keer. Kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself naammaak. Anders versprei ons, anders is ons gehoorsaam aan God soos wat God dit wil hê, dat daar nasies moet wees oor die wêreld heen, maar wat nie een oor die ander uittroon nie, maar wat in verhoudinge kan staan met mekaar. So die toring van Babel per se is nie suiwer 'n ingenieurswerk nie. Dis nie maar net 'n bouprojek nie. Dit was 'n identiteitsprojek. Dit was iets sigbaars wat moes kommunikeer. Hierdie, en hulle sou nie die naam Babel gekies het nie, wat beteken verwarring nie. Dalk sou hulle wou sê, hierdie is ons troon. Hierdie is ons toring na God. Hierdie is die hoop van die mensdom, om die toppunt te bereik. 'n Identiteitsprojek waar jou identiteit nie lê in God nie, maar in iets. In menslike vermoëns en dinge wat bereik is. Oor hierdie identiteitsprojek sou ons 3 goed kon sê. Die eerste is dat hierdie mense wat jou en my voorvaders is, hulle soek sekuriteit sonder God. Die Here is nie meer hulle veilige vesting nie. Hulle sal dit self doen. En daarom 'n toring, dink maar keer op keer die mure rondom vestingstede wat mense moet uithou. Dink maar wat was die eerste wat Esra en daarna Nehemia gaan bou het, toe met die terugkeer uit die ballingskap, dis die mure van Jerusalem. Ja, wonderlik, die tempel ook om God te aanbid, maar dit gaan uiteindelik maar veel meer om die mure. Dink maar aan Dawid wou 'n tempel vir God bou, maar oor ongehoorsaamheid was daar bloed aan sy hande, en daarom sy seun Salomo bou 'n tempel, maar die tempel is klein in vergelyking met die paleis van Salomo. Waarvoor Salomo bekend? Wysheid, ja, maar oor die hele wêreld kom daar mense na hom toe, en die koningin van Skeba, hoekom? Want hy's ryk. En na watter gebou kom kyk hulle? Nie na die tempel nie. Hulle kom kyk na sy toring van Babel, naamlik sy paleis. En dit gee hom 'n halwe hart, wat die ryk verskeur in 2, kort daarna, Noordryk, Suidryk. As jy sekuriteit buite om God soek, daai diepste sekuriteit, dan lei dit tot chaos. Die tweede in terme van identiteit is, hulle soek betekenis sonder gehoorsaamheid. Die Here het gesê, bewoon, bewerk. Dink maar aan in Babel, juis eeue later,
Wat sê die Here vir hulle daar in Babel deur die profeet Jeremia? Hy sê vir hulle, moenie droom dat julle gaan teruggaan na Jerusalem en die stad van vrede nie. Nee, dit gaan gebeur eers 2 geslagte later. 70 jaar van vandag af sal julle agterkleinkinders terugtrek. Maar intussen, daar waar julle nou is, moenie 'n toring bou nie, maar wat? Bou vir julle huise, woon, bewerk die grond, trou, kry kinders en dra die belange van die stad waarheen ek jou weggevat het. Daar in Babylonië, in die plek van verwarring waar jy eintlik nie wil wees nie, daar is jy nou. En God sê, leef, woon en werk rustig voort. Bou nie jou eie projekte nie, maar God se projek. En die laaste oor hulle identiteit is dat hulle eenheid gesoek het ook sonder aanbidding. Om te dink as ons die mense bymekaar kon kry destyds, maar dan nou saam teenoor God en teenoor God se plan. Nie in aanbidding van hom nie, maar ons is op pad na hom toe. Ons gaan hom kry, ons gaan hom nader bring deur ons eie toedoen, deur ons eie toring. Hierdie identiteitsprojek is maar deel van my en jou lewe ook, wat ons eie torings bou, ons eie koninkryke. Het sy deur jou beroep, deur jou verhoudinge, deur jou kennisse, deur jou sport, jou ontspanning, jou naam, daar waar ons onsself aan die wêreld wys, op sosiale media, waar dit ook al is. Baie maal vang ek myself, vang jy hopelik jouself, as jy in die spieël kyk, dat jy besig is met me, myself and I. En wat die Here sê, nee, dis nie ek lewe nie, dis 'n ons lewe, dis 'n U alleen lewe, Here. Hoekom lyk ons wêreld soos wat dit lyk? Hoekom met die oorsigte Woensdag van wat 2025 was, met al die onsekerhede en die ekonomie en wat dit ook al is, die politiek, oorlog wêreldwyd, hoekom het dit so gelyk in 2025 en hoekom sê die toekomsvoorspellers dat 2026 gaan die mooi anglisisme volatile, amper soos daai veerspiewende berge waar daar elke nou en dan sal daar lava wees wat uitspoeg en mense seermaak. Hoekom lyk ons wêreld so? Hoekom is die media van die wêreld wat maar net in 'n sekere sin vir ons wys, op die TV en die koerante, op die internet, hoekom is dit deurtrek van slegte nuus? Omdat ten diepste in terme van die identiteit van die mens, ons dit vind buite ons Skepper, buite ons Verlosser. En daarom dat ons besig is om mee te werk aan die chaos. Dit mag wees dat ons moedeloos ook raak. Dat iemand sal kan sê, wat kan ek alleen doen? Wat kan ek as 'n politikus in 'n stadsraad van 'n dorp in 'n groot provinsie, in 'n groot land, in 'n groot kontinent en wêreld, wat 'n verskil kan ek maak? 'n massiewe verskil. Omdat die Here sy herlewing bewerk in die kring waar binne jy staan. Een lewe op 'n slag. Hy gebruik dikwels individue. Dink maar aan koningin Ester wat haar lewe gewaag het om by die koning te gaan pleit vir die volk Israel. En hoe die Here een lewe gebruik het. Dis wat die Here doen. En so daarom teenoor die chaos van destyds, die chaos van die Ou Testament, waar mense is, kom die Nuwe Testament en stel ons voor aan Immanuel, die hoop vir die wêreld. 'n bekende sanger skryf, hy sê baie Christene kla vreeslik oor al die Christelike musiek wat skielik dan nou in al die winkels van wat is al 20 November gespeel het. En hy skryf, hy sê wat hulle nie weet nie is dat Jesus wen. Want Paulus het ons gesê, of iemand dit nou met goeie of slegte bedoelinge vir ander mense van Jesus vertel, met selfsugtige of finansiële redes, hy sê ten minste gaan die evangelie uit, die boodskap van Jesus. So met Bonnie M en
wie ook al julle nou kon hoor, Joy to the World, Mary's Boy Child, sê hierdie sanger, Jesus wen. Jesus wen. En hy glimlag. Want al is dit vir baie mense net om meer geld te maak via die musiek in winkels, wen Jesus. Want sy boodskap gaan uit. Hierdie evangelie, hierdie goeie nuus is die hoop vir die wêreld. Maar as jy dink aan die verwarring, en spesifiek die taalverwarring wat God moes bring, sodat mense gehoorsaam kan wees aan hom, dan onmiddellik het my brein gespring na die taalwonderwerk van Handelinge 2. As God kom en hy sê, ek begin oor. Destyds, met die groot vloed, het die Here gesê, ek begin oor. En Jesus begin die Here oor, en met die uitstorting van die Heilige Gees, begin hy om 'n nuwe volk, 'n nuwe mensheid vir hom bymekaar te maak, wat sy beginsels nastreef. So in hoofstuk 2 vers 1 is die opskrif, dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En daar staan, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon, ook tussen hakies mense van Afrika. Toe daardie geluid opklink, het die menigte mense saamgedrom en was verward. Was amper die Hebreëse woord Babel. Daar was Babel, daar was verwarring. Omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. En gaan kyk gerus watter nasies word dan nou genoem van vers 7 af en verder. En dan staan Petrus vol van die Heilige Gees. Hierdie rots wat sy naam beteken, Petrus, wat 3 maal gesê het, sommer vir 'n diensmeisie, ek ken hom nie, jy weet nie waarvan jy praat nie, en 3de keer gevloek het, en dan amper gesê, los my uit, jy weet nie waarvan jy praat nie, ek ken nie hierdie Jesus van Nasaret nie, want, in hakies, ek is bang, dinge lyk nie goed nie, die ouens gaan gevang word, ek kyk eerder na my eie lewe, ek bou eerder 'n toring, as gehoorsaam. Dan preek hy, en ons weet die uiteinde van sy preek was 3000 wat tot bekering kom. Die nuwe volk van God word gebore, die kerk van Christus. Sy boodskap is Jesus, die hoop vir die wêreld. In vers 32 in sy preek sê hy, God het hierdie Jesus laat opstaan uit die dood. Daarvan is ons almal getuies. Nadat hierdie Jesus tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort. En dit is wat julle sien en hoor, Handelinge 2, die uitstorting van die Gees. En dan vers 36, laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Wanneer die Here Babel en verwarring verander in sy kerk, sy volgelinge, sy hoop vir die wêreld, gebeur dit deur die krag van sy Gees, deur die boodskap van Jesus. Hierdie Jesus is Here, Kurios, die hoogste gesag voor wie ek en jy moet kniel. Die Christus, die gesalfde, die verlosser, die een wat moes kom, die hoop vir die wêreld is hy, Jesus die Christus. En hy's gekruisig, hy het betaal vir ons sondes, hy het opgestaan uit die dood, en hy's nou by die Vader, en hy kom weer terug. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Dis die boodskap wat vir party mense te goed is om waar te wees. Ek sal nooit vergeet iemand wat die evangelie hoor by 'n bekende kunstenaar,
wat die goeie nuus van Jesus genade stel teenoor karma. Karma wat is oorsaak en gevolg. En as jy kyk in die wêreld, dan is daar dikwels oorsaak en gevolg. Dink nou maar aan hierdie vreemde gebeure die laaste paar ure in Venezuela. Party mense sal sê, goed, daar's nou 'n onwettige president wat die laaste verkiesing, ek kan nou nie onthou nie, amptelik volgens die VN met 80% teenoor 20% verloor het, maar hy vat mag en hy skree vir Amerika en die wêreld en karma sê hier kom nou groot moeilikheid en daar kom nou groot moeilikheid. Oorsaak en gevolg. Op die wêreldtoneel, maar somme hier naby. As ek lelik optree, dan moet ek nie verwag dat oom Charles vir my gaan glimlag nie. Hy gaan sê, wat's fout met jou? Hey. Oorsaak en gevolg, optrede en 'n reaksie wat kom. En net so in terme van hierdie wêreld, jou en my sonde. Jou en my rebellie, ons vuis teen God. Die oorsaak, die karma daarvan is die ewige dood, die regverdige straf van God op sy skepsels wat rebelleer teen hom. Maar teenoor hierdie oorsaak en gevolg karma wys Jesus genade aan die kruis. Onverdiende goedheid as hy sy lewe gee. As hy gekruisig word en in daai oomblik as die sonde van die heelal, jou sonde, my sonde, die sonde van elke diktator in die geskiedenis, die sonde van goeie mense, maar wat op grond van hierdie saad van sonde in ons binneste ook rebellie het teen God. Dis nie die probleem dat ek en jy nou aan sonde doen nie. Dis dat ons sondaars is in ons identiteit, in ons menswees, deur die gene van ons ouers wat sondaars was, soos hulle ouers. En so is dit aangegee deur die eeue tot by jou en by my. Maar Jesus kom en hy vernietig karma. En hy kom met genade en sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Die verskriklike prys is betaal. In daai oomblik het die Vader weggekyk van sy geliefde seun, God wat self 'n mens word en wat moet wegkyk van homself. Omdat Jesus in daardie oomblikke vuil, vieslik deurtrek word met my sonde. En uitroep, my God, Eli, Eli, lama sabachthani. Waarom het U my verlaat? Dis dan, wanneer sy uitgestrekte hande na my toe kom, na jou toe kom en sê, kom na my, gee jou lewe oor aan my, glo in my, bely jou sondes, neem Jesus Christus aan as jou verlosser, kry 'n nuwe paspoort, 'n nuwe identiteitsdokument, wat sê ek behoort aan Jesus, ek is op pad na sy ewige koninkryk. Die toring van Babel het begin met menslike ambisie. Maar Pinkster en Immanuel, Jesus Christus, begin met goddelike inisiatief. Menslike inisiatief buite om God is gedoem tot chaos, tot mislukking, eeu na eeu, dekade na dekade. Die hartseer is dat dit lyk of die mensdom nie leer nie. Elke eeu het sy ten minste een wêreldoorlog. Keer op keer dieselfde tipe foute. Maar wanneer God iets begin, soos met Pinkster deur sy gees, is dit sy inisiatief en hy nooi ons in en sê, wees deel van my nuwe wêreld, my kerk. Die toring van Babel probeer self opklim na God. Self die Here probeer beïndruk, sodat hy vir my 'n regmerkie kan gee. Nee. Met Pinkster en deur Immanuel kom God af na die mens toe, en hy steek sy hand uit. Die verwarring van Babel, keer op keer deur die geskiedenis, word met Pinkster vernuwing. Babel sê, kom laat ons bou.
En ons gaan dit doen. Ons sal self. Ek sien daar's baie mense wat uit die afgelope tyd gebruik hierdie woorde. Ons sal self. En ek hou daarvan. Ek hou daarvan. As die munisipaliteit nie help nie, ons sal self. As die plaaslike regering of die nasionale regering nie die pad reg maak nie, ons sal self. Daar is iets moois daarin. Die skepingsopdrag, vermeerder, maak die wêreld nuut, maak 'n verskil. Maak 'n plek vir jou en my. Ek hou daarvan. Maar daar's iets van die eie ek wat dit kan ontaard in chaos. In projekte waar uiteindelik daar standbeelde dalk is selfs vir mense. En dan 'n volgende era word daai standbeelde platgeslaan en vervang met iets nuuts. Geboue wat vernoem word na helde en 40 jaar later word afgehaal, nuwe name. Alles, sê die prediker, kom tot niks. Behalwe om die Here te dien vir ewig en ewig. Babel sê kom ons bou. Pinkster kom sê kom laat ons wag, laat ons luister en laat ons bid. Dis die strategie van God se kinders, van God se kerk. Nie allerlei bouplanne en dinge van die lewe uitwerk en dit dan vir die Here vat vir sy chop, dat hy nou moet teken, dit moet afteken. Andersom. Ons wag, ons kniel, ons luister, ons bid. En dan praat die Here met ons en maak ons oë oop om te sien waar die Here al klaar besig is om te bou. Waar hy klaar besig is. Partymal sal mense sê, ons as 'n gemeente moet 'n verskil maak in die gemeente, in die gemeenskap. So kom ons gaan bou iets in die arm deel. Kom ons gaan bou eers 'n sendingstasie in Zimbabwe of in Nigerië. En dan 2 jaar later, dan kom daar 'n boodskap van Nigerië af wat sê, julle gebou se dak lek. Nie ons gebou nie, julle gebou. Sal julle kom regmaak. Teenoor, as mense gaan na Nigerië toe en saam met 'n gemeente, hulle bouplanne help. En hulle help om hulle roeping voor God te kom uitleef. Dis waar ons aansluit by waar God reeds werk. Nie met ons eie planne nie. Daarom dat ons as gemeente by van die crèches en van die skole en verskeie projekte in ons gemeenskap aansluit. Nie oral wil sê, hierdie is Blanco gemeente se ding, dat ons logo opsit. Gaan nie oor ons nie. Gaan oor die Here en waar hy besig is. So kom, laat ons wag, laat ons luister, laat ons bid, en dan sien ons, as God sê, ek sal bou. Dis die Here wat bou. En vir hierdie feesjaar, waarin ons gaan fees vier, omdat ons as 'n gemeente 'n 3/4 eeu jonk is, 75 jaar, in my maand veral, in die 3de siklus, moet ons weet, hierdie gemeente is nie gebou en gestig deur enige mens. Of omdat mense wat in Blanco omgewing was nou gesê het, ons soek nou 'n kerk nie. Nee, dis gebore uit God se hart. Het hy hierdie gemeente gestig. Met 'n plan om in hierdie gemeenskap 'n verskil te maak. God bou sy kerk en ons sien dit wanneer Jesus praat met Petrus. En hy vra vir Petrus en die disippels, wie is ek? Wie sê die mense is ek? En dan maar wie sê jy? Wie sê julle is ek? En Petrus sê, U is die Christus, die redder, wat deur God na ons gestuur is. U is die seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, hierdie is die boodskapvertaling, jy is baie gelukkig, Simon, seun van Jona, want jy het dit nie by ander mense gehoor nie. Nee, my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak. Naamlik, Jesus is die Christus, die Here, die Verlosser. Nou dat jy dit gesê het, wie ek is, gaan ek ook vir jou sê wie jy regtig is. Jy is Petrus. In Grieks Petros beteken rots. Jy is Petrus die rots. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En wat is dit?
Dis nie Petrus nie, dis sy belydenis. Jesus is die Here. Hierdie belydenis is so groot, dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is om dit stil te maak nie. By Babel, destyds en steeds vandag, wil die mensdom, en ek en jy dikwels, wil ons namaak, ons name vir ewig sien in ligte of teen geboue. By Pinkster wil gelowiges Jesus se naam groot word. En daarom is die brug tussen hemel en aarde is nie 'n toring nie, maar is 'n kruis, die kruis van Jesus Christus. En wil ek afsluit met hierdie vraag vir my en vir jou en vir Blanco gemeente. Bou jy ons eie torings, ons eie koninkryk, ons eie naam? Of laat ons die Gees toe om ons te herbou, om die torings af te breek en 'n nuwe lewende gemeente, 'n lewende kerk, 'n lewende gebou waarvan Jesus die hoeksteen is, om dit te bou in my lewe, in jou lewe en deur ons as 'n gemeente se lewe. As ons nou afsluit, wil ek jou vra om vir 'n oomblik stil te word en te dink, met watter toring van Babel bouprojekte is jy besig in jou eie lewe? Dat die Gees jou oortuig, wat is daai dinge wat die Gees moet afbreek om 'n lewende gebou vir Christus te bou? Sê dit in gebed vir die Here en bekeer jou, draai om, sê Here, help my om van vandag af te bou aan u koninkryk. En dan vra die Gees dat hy jou opnuut sal vul en jy kan beleef die nuwe lewe wat daar is in Christus Jesus alleen. Kom ons bid saam. Vader, Seun, Heilige Gees, breek af wat ons in trots gebou het, en bou op wat u deur u Gees wil bou. Kom neem my, kom neem ons in 2026 van chaos na Christus, u self. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan.
Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees in 2026. Amen. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Kom geniet 'n heerlike koppie koffie saam.